het verlede week met u gepraat oor die hervormingssondag. Dit was hervormingssondag, so ons het 'n bietjie gekyk na die hervorming en kwessies in die skrif daar rondom hanteer. Vanoggend is ons terug by Genesis, en as u onthou waar ons was, u kan blaai na Genesis 7. Ons gaan vanoggend klaarmaak met die 7de hoofstuk, en dit sal dan vers 17 tot en met vers 24 wees. Genesis hoofstuk 7, vers 17 tot 24 is ons skriflesing, en dit is oor die laaste aspekte van die vloed. Nou die vertelling gaan nog verder, ons gaan nog 'n bietjie verder praat oor Noag, en die verhaal gaan aan, maar ek dink ons is nou by die geleentheid waar ons tromp op geloop word met sekere feitelike, of kom ons noem dit wetenskaplike kwessies rakende die vloed. Daar is baie mense wat wonder, was daar regtig 'n vloed? Kan dit wees? Kan dit gebeur? Ons gaan bietjie daaroor gesels vanoggend. So kom ons lees Genesis hoofstuk 7, ek lees vir die voor in die ou vertaling, vanaf vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk. En die vloed was 40 dae lank op die aarde. Die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgereis het bo die aarde. En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was. En alle vlees wat op die aarde beweeg het weggesterwe. Die voëls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel. Hulle is verdelg van die aarde af, en net Noag het oorgebly, en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand behou oor die aarde 150 dae lank. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam. U is die verteenwoordiger van die huisgesin. Kom ons nader tot die troon van genade. Kom ons vra dat die Here ons sal seën. Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in roemryke dade? Wie is soos u in heiligheid? U het u regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind, dis die vyande, u vyande. U het deur u guns die volk gelei wat u verlos het. U het hulle deur u krag na u veilige woning gevoer. Ons lees iets daarvan, ons leer iets daarvan in die verhaal wat ons tans bestudeer. U is die een wat beskerm. Ons het vooraf gesing, sy troue vaderoë sien alles van naby. Ons leef uit sy vermoë, word deur sy gees gelei. As ons getuig dat u gees ons lei, dan wil ons vanoggend voor u verskyn, biddende, smekende, dat u deur die woord ons sal lei. Die gees en die woord is dieselfde stem, dis dieselfde taal, dis dieselfde rigting. Daar is geen verskil tussen die twee nie. Sal u ons kom lei, sal u ons leer, ook vanoggend. Ons wil vra dat u vir ons genade sal gee in 'n tyd wat baie uitdagings aan ons stel. Ek dink ons gaan 'n feestyd binne, waar daar meer en meer dalk weggedraai word van waarheid. Meer en meer gelet word op dit wat die wêreld bied, en die genot van die wêreld word vooropgestel in hierdie tyd. Maar ek wil vra dat ons juis die polarisasie wat die Bybel van praat sal beleef, naamlik dat die wat heilig is, heiliger sal word, sodat die wat u soek, die wat u stem hoor en daarop reageer, dat ons naby aan u sal leef. Ja, ons kan die feestyd saam met ons geliefdes geniet, ons kan hierdie tyd wat dalk laaste woelinge van die jaar behels, kan ons steeds u hand ervaar, en ons kan
te midde van 'n besige skedule weet, U is uiteindelik die een wat ons lei. U is die een wat ons help. Maar U is ons Here. En daarom moet ons doen wat U sê. Daarom moet ons in gehoorsaamheid aan U woord lewe. Laat ons let op die woorde wat van Noag gesê is. Hy het gedoen soos wat die Here hom beveel het. Hy het presies gedoen dit wat God vir hom gesê het. Ons wil ook so leef. Ons wil tot U eer en tot die uitbreiding van U koninkryk leef. En nou is ons saam. Praat met ons vanoggend. Help ons om te konsentreer. Dis 'n kort tydjie wat ons onsself oopstel vir U woord. Help ons dat dit nie 'n mens of die gedagtes van mense sal wees nie, maar dat dit sal wees, so sê die Here. Ons loof U, ons prys U. Amen. Daar is 'n pretpark in Amerika. Hy is so halfpad tussen Cincinnati en Lexington, 'n klein plekkie met die naam van Williamstown, waar hulle 'n pretpark gebou het. Hulle het 'n plaas gekoop en 'n pretpark gebou, maar die grootste aantreklikheid van hierdie pretpark, en sy naam is ook so gekoppel aan die ark, is, hulle noem hom Ark Encounters. Dit gaan oor die ark. Hulle het die persone wat bekend staan as Answers in Genesis, vir jong mense wat lief is om alles te Google, gaan Google dit, goeie forum om te volg, baie goeie wetenskaplike navorsing, studies wat gedoen is, ouens wat lief is vir die Bybel, maar lief is vir die wetenskap. Hulle was die dryf agter hierdie pretpark, hulle het dit skenkings gekry, geld ingesamel, en hulle die ark met presies die mate soos wat die Bybel vir ons sê, het hulle die ark herbou, kan jy sê, of 'n ark dan gebou, met hokke binne-in, afskortings, nagemaakte opgestopte diere, om te wys hoe dit kon wees binne die ark, en om eenvoudige vrae te kan beantwoord, rakende die verhaal wat die Bybel vir ons vertel. Dis letterlik langs een van die groot snelweë in Amerika, en hulle het nogal redelik baie besoekers daar gekry. Die koste van hierdie ark was 'n beraamde, wel dit was eintlik baie meer, maar dit wat ek kon sien, 'n beraamde $150 miljoen. Dis 'n hele klomp geld wat hulle spandeer het om die ark op te sit. Daar's nie net die ark nie, daar's soos eetplekke en speelparke en allerlei museums ensovoorts daarin. En op 7 Julie 2016 is die ark geopen. Dit was vir hulle 'n belangrike datum, want Genesis 7 vers 7 sê, dis toe Noag in die ark ingegaan het, die woorde van die Bybel was vir hulle belangrik, so 7de van die 7de maand, 2016 is die pretpark geopen, en by die geleentheid was daar liberale vrydenkendes, soos wat daar maar altyd is, wat 'n baie groot probleem gehad het met die oopmaak van hierdie pretpark. En die dag toe hulle die lint gesny het, het die ouens, hulle wou 'n advertensiebord daarop sit, om die mense in 'n slegte lig te sit. En die naam op hierdie advertensiebord sou lees, Genocide and Incest, sprekende nou van Noag met sy seuns en sovoorts wat daar gebeur het, Genocide and Incest Park, celebrating 2000 years of myths. Spottenderwys praat hulle toe van die mense wat die ark gebou het. Nou ek wil vir u sê, as jy vandag in die akademiese kringe beweeg, en jy sou sê, ek glo wat die Bybel sê, ek glo dat die verhaal van Noag letterlik 'n stuk van die geskiedenis was, dan gaan jy in die minderheid wees. Jy gaan een van die klein groepie uitgeworpenes wees, wat die Bybel in hierdie opsig nog letterlik glo. Dis die span waarvoor ons speel. Ons sê dit was nie net sommer 'n mite nie, dit was nie net 'n allegorie nie, alhoewel daar baie mooi beelde en baie mooi allegorieë is wat jy daarin kan sien, was dit deel van die geskiedenis. Soos wat die Bybel dit vir ons vertel, so het dit gebeur. En dit bring ons nou, as ons kyk na die gedeelte wat ons vanoggend hanteer, gaan ons sekere vrae probeer beantwoord. Ek het nou maar gekyk na die vrae wat die meeste gevra word, en ek wil eintlik graag hê dat die jong mense, die wat weetgierig is, die wat lief is daarvoor om die feite te gaan dophou. As ek iets sê partykeer, dan sien ek van die jong mense gaan sit op hulle selfoon, en dan kyk hulle, is dit so? Hulle vra vir Google, en dan kyk hulle, is dit regtig so? Nou, as jy 'n weetgierige brein het,
As jy lief is om vrae te vra, as jy lief is om te verstaan, hoe werk hierdie dinge, daar is nog baie vrae wat gevra kan word, maar moenie ophou vra nie. Moenie dink, soos sommige sê, as jy 'n Christen wil wees en jy wil die Bybel glo, dan moet jy jou intellek een kant toe skuif, soos wat een van die ouens het uitgedruk het, dan moet jy jou breins by die deur los as jy inkom nie. Nee, jy word juis opgeroep om die Here te verheerlik, om die Here te dien, soos wat ons telke male met die lees van die wet sê, om God lief te hê met jou hele verstand. Die Bybel kan op sy eie 2 voete staan. Spurgeon het gesê, dit is soos 'n leeu. Jy hoef nie 'n leeu te verdedig nie, al wat jy doen, jy maak jou hok oop. So al wat ons doen is, ons verkondig die woord, en die waarheid sal vir homself spreek. En nou ek gaan vanoggend redelik, wetenskaplik met u praat. Ek hoop nie dit gaan vir u te vermoeiend wees nie, dit gaan eenvoudig wees, so eenvoudig as wat ek dit kan verstaan. Ek sê baie keer, ek is nie die slimste ou nie, as ek dit kan verstaan, die Here het net vir my die gawe gegee om dit aan ander oor te dra. So, ons gaan 'n paar vrae vra, ons hoofpunte in die gedeelte waarby ons staan vanoggend, vanaf vers 17 tot 24, gaan 'n paar vrae beantwoord oor die vloed. Praktiese vrae wat jong mense het. En ek gaan dit beantwoord met dit wat ons lees uit die Bybel, maar ons gaan ook die hulp van goeie, gesonde, logiese intellek inroep, om te sê, kom ons beantwoord, kom ons kyk of dit dan so kan wees. 4 vrae wat ons vanoggend beantwoord uit die gedeelte. En die eerste vraag waarna ons vanoggend gaan kyk, is, was dit 'n universele vloed? Met ander woorde, was die vloed net 'n sekere gebied, of was dit 'n universele vloed? Dis die eerste vraag wat ons vanoggend gaan behandel. Daar's baie menings rondom die omvang van die vloed. Daar's baie menings. Sommige mense, selfs ouens wat sê ek glo die Bybel, sê jy kan nie altyd dit letterlik vat nie, so dit was heel moontlik net 'n omgewingsvloed. Dit was net in die omgewing van die Mesopotamië streek of die Mesopotamiese vallei. Dit was nie die hele aardbol nie. En ek is geneig om te verskil. Ek gooi my stem in by die ouens wat sê ons glo dit letterlik. Dit was 'n universele vloed. Vers 17 het ons gelees, en die vloed was 40 dae lank op die aarde. Die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgereis het bo die aarde. Hy praat van die aarde, hy gebruik uitdrukkings wat baie duidelik stel, dit was 'n universele vloed. Ek het ergens gelees, dat daar was so wat, daar is, in ons gedeelte, nou dit is van hoofstuk 6, dis die vertelling van die vloed. In hoofstuk 6 tot en met, ek dink tot by hoofstuk 9, is daar so wat 60 direkte verwysings in die skrif, wat veral met die oorspronklike taal te doen het met oral, die hele aarde, wat globale terme gebruik om te sê, hierdie vloed was nie net beperk tot 'n plek nie, dit was oor die hele aarde, dit was nie gelokaliseer nie, dit was oral. Vers 19 sê ook, en die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. Toe die waters op sy hoogste was, nadat die reën opgehou het, was daar nêrens 'n plek op hierdie planeet wat bo seespieël was nie. As dit sin maak. Dit was die vloedlyn bo al die berge. Daar was nie, die ark was die hoogste plek bo seespieël op daardie stadium, want hy het gedryf. Nou kom ons dink aan die Bybelse getuienis. Ons kyk wat die Bybel sê en ons vra met logika, vra ons onsself, kan dit geverifieer word? Kan ons dit glo? En ek gaan 'n paar kwessies noem waarna ons moet kyk. Ek het al van hulle vinnig aangeraak voorheen, ons gaan net vinnig daarna kyk. Die eerste wat ek wil noem is die doel van die vloed. As u onthou wat ons gesê het met betrekking tot God se oordeel wat kom is, die doel wat aankom was. Die doel was nie net om die mensdom te vernietig nie. Die doel was nie net om die ouens wat skuldig was te vernietig nie, dit sou almal gewees het, maar die doel was om alles, alle diere, al die voëls, alles wat nie in die ark was nie, was vernietig deur God se oordeel. Genesis 6 vers 7, Genesis 6 vers 13. Nou is interessant
dat voëls, terwille van die feit dat ons praat van 'n lokale of 'n universele vloed, voëls wat deel is van die vloed wat uitgesterf het, word 19 keer in hierdie gedeelte genoem. 19 keer. Wat 'n baie sterk, nou dink saam met my, dis 'n baie sterk bewys dat die vloed universeel was, want as die voëls almal omgekom het, hulle kon vlieg. Hulle kon migreer as dit op ander plekke dan nog, as daar takke of bome uitgesteek het op ander plekke. Maar dis ongetwyfeld met nadruk genoem dat dit 'n globale vloed was as gevolg van alles wat uitgesteek. Dit was die doel van die vloed. Dit was nie net 'n vloedzone nie, dit was 'n universele vloed. Dink aan die hoogte. Ons het gelees dat al die hoë berge onder die hemel met ten minste, die Bybel sê 15 el, dis ongeveer 7 meter bedek was. So die hoogste berge op die aarde was met 7 meter toegewees. Daar was nie 'n piek wat uitgesteek het nie. Wat beteken, en enigiemand wat al ooit met water te doen gekry het, dalk met visstank speel of dalk lief is vir 'n bietjie loodgieterswerk so nou en dan sal weet, water loop altyd gelyk. Jy kan nie water op een plek so hoog maak dat hy berge toemaak, maar op 'n ander plek is daar niks. Hy gaan loop. Dit sal oor die hele aarde wees. En aangesien water altyd die laagste vlak soek, sal dit 'n globale vloed tot gevolg hê as jy die berge, selfs net die berge in die Midde-Ooste, wil toemaak met water, dan gaan dit 'n wêreldwye vloed tot gevolg hê. Die derde ding wat ons nou moet kyk is die duur van hierdie vloed. Vanaf die begin van die vloed, toe dit begin reën het op die 7de dag, daai 7 dae van genade waarvan ons vorige keer gepraat het, totdat die mense en die diere op die droë grond uit die ark uitgeloop het, was 371 dae. Hulle werk dit volgens die tydlyn wat op Noag se ouderdom gegee word. Die Bybel sê dit vir ons. 371 dae, langer as 'n jaar. So met ander woorde, die verwysing na 40 dae wat ons nou gelees het vroeër al, verwys na die aanhoudende stortreëns, dis soos 'n wolkbreuk tipe van beskrywing wat gegee word, maar die fonteine van die bodem, van die aardbodem wat oopgegaan het en ook water gegee het, die reën het nie opgehou nie, dit het aangegaan tot op dag 150. As jy studie gaan maak en jy trek 'n tydlyn van die vloed, dan het die stortreën opgehou, maar die reën het voortgegaan tot op dag 150. Genesis 8 vers 2. So ons het gelees in vers 17, die vloed was 40 dae lank op die aarde, dit was daai stortvloed, letterlik, soos wat die ou mense so gesê, dit het emmers vol water gereën, dit het gevloed van bo af vir 40 dae, daarna reën soos wat ons dalk die afgelope tyd hier in die baie gehad het. Ons ken mos nou nie meer reën nie, so toe dit so bietjie vir 'n paar dae aan een reën, dit was so tipe van 'n reën gewees, tot op dag 150. Dit het toe nog 221 dae geneem vir die water om terug te trek, sodat die land kon uitdroog. En ek wil vir u sê, as jy dink aan hierdie tydperk, geen plaaslike vloed sal so lank water kan hou tot die land weer opdroog nie. Dit is net wetenskaplik. Dit kan nie gebeur nie. Die duur van die vloed. Die vierde een wat ek wil noem is die doel van die ark. God het vir Noag gesê, hy moet hierdie ark bou om hom en sy gesin en die voëls en landdiere wat God na Noag gebring het, in die ark te neem en dan na die vloed, die doel van hierdie diere en Noag en sy gesin in die ark, na die vloed moes hulle weer die aarde bevolk. Dit was die doel van God in die ark, om die soorte diere te behou. Nou as die vloed net in die Midde-Ooste was, as die vloed net gelokaliseer was tot en met die Mesopotamiese vallei, daar in en om die omgewing, dan sou die ark totaal en al onnodig wees. Want Noag en sy gesin, hulle het 120 jaar waarskuwing gehad, hulle kon reis na 'n ander plek toe, hulle kon selfs Afrika toe trek, as hulle wou. In 120 jaar al moet jy loop, jy kan baie ver loop in 120 jaar. As dit enigstens sin maak, hoekom sal die doel van die ark waarde hê,
as dit net 'n plaaslike of 'n lokale vloed was. Selfs al sou al die wesens, al die diere in die plaaslike vloed dan nou sterf, as dit 'n plaaslike vloed was, sou dit nie nodig wees om weer herbevolk te word nie. Want die doel van die ark was, as hulle uitgaan, dan moet hulle weer, dis hoekom mannetjie en wyfies moet saamgaan op die ark, dan moet hulle weer die aarde bevolk. Die ark was slegs en absoluut noodsaaklik as dit 'n wêreldwye vloed was. Die 5de rede, die volume van die ark is belangrik. Weet jy, as dit 'n plaaslike vloed was, was die ark onnodig groot. Hoekom so groot ark bou? Om slegs dan 'n paar diere of 'n paar voëls, 'n paar mense, ons weet dit was net 8 mense, om hulle van hierdie plaaslike vloed te red. Maar as die grootte van die vloed en die grootte van die ark is soos wat die Bybel sê, dan is dit voldoende om die aantal wesens wat aan boord gebring is. Ek praat van wesens, al die soorte diere, al die soorte voëls, alles wat asemhaal, om dit aan boord te neem en dit dan te red. Voorts, ons praat van die ark wat toe nou op 'n stadium op een van die hoogste bergpieke geland het. Nou dit het op die berge, meervoud in Hebreëus, die berge van Ararat, het dit tot stilstand gekom, miskien eers 'n bietjie begin kraak, en ek dink almal het groot geskrik toe die ark begin stamp teen iets, want hulle is nou al moeg gewag, en hulle sit op die ark nou al baie lank, en hulle het baie werk om te doen, maar nou ja, hier begin die ark nou geluide maak. Heel moontlik, en daar is sekere dinge wat op die sosiale media aan die gang is, oor waar is die ark, waar is hy al gevind, is nou al teen hierdie tyd gesteente, dit is nie meer regtig hout nie, maar hulle reken, hy is gekry. Maar dit is in die berge of 'n bergreeks in die hedendaagse Oos-Turkye. Daar naby die top van die hoogste berg het hy geland en dit was 74 dae voordat enige nabygeleë berge gesien kon word. 74 dae, terwyl die ark toe nou stadig maar seker beginne sy plek kry en sak en kreun, heel moontlik kraak en kreun, soos wat hy nou rustig te lande kom. God het hom gestuur, God het hom veilig gehou, en toe die ark nou tot stilstand kom, kyk hulle uit, wat kan ons sien? Sien niks, water is wat hulle sien. 74 dae voordat hulle berge kon sien. Gaan lees maar Genesis 8, ons gaan later daarby kom, vers 4 en 5. Nou geen plaaslike vloed kon die ark tot op hierdie hoogte laat styg het, en dan is daar op ander plekke niks water nie. Dis onmoontlik. Dis net fisies nie haalbaar nie. Net 'n wêreldwye vloed sal soveel tyd nodig hê om weg te sak, om te wyk, aangesien daar natuurlik aardbewings en dinge ook ter sprake was. So, toe die water weer terug is in hulle plekke, soos God het bepaal het, die grense van die see daar gestel het, het die berge sigbaar geword, en die tyd dui aan, die landing van die ark, waar hy is, dui aan, dat dit 'n universele vloed was. Die 7de ding wat ek wil noem is, die belofte van die reënboog, ons gaan nog daaroor praat ook later. God het aan Noag en sy gesin, aan die diere en die voëls op die ark, aan alles wat 'n nageslag gehad het daarna, beloof, met 'n reënboog as teken, van hierdie belofte, van hierdie verbond, hierdie ooreenkoms, dat hy nooit weer die aarde sal vernietig deur 'n vloed nie. As dit net 'n plaaslike vloed was, dan het God beslis nie sy belofte nagekom nie. Dan is God nie 'n waarmaker van sy woord nie. Mesopotamië het al 'n hele paar vloede gehad, waarin daar mense en diere dood is. Maar God het beloof, dit sal nooit weer gebeur soos daai tyd nie. Maar daarom sê ons dit moes 'n wêreldwye vloed wees, want God het sy belofte gehou, hy sal altyd sy belofte hou. Die 8ste ene wat ek wil noem, is die opdrag wat God gegee het na die vloed. God sê vir Noag en die diere, alles wat saam met hom op die ark was, om die aarde te herbevolk. Alles is dood. Alles wat asemhaal is dood. Nou moet die wat in die ark bewaar is en wat behoue gebly het, uitgaan en die aarde herbevolk. Hierdie bevel is slegs nodig as dit 'n universele vloed was. Want as dit 'n plaaslike vloed was, sou dit binne 'n kwessie van tyd sou die diere van die ander streke mos nou teruggekom het en getrek het om weer te kom woon, daar waar die plaaslike vloed dan nou was. Maar dit maak glad nie sin nie. Buite die vloedzone
sou die diere oorleef en dan terugkom? Hoekom dan herbevolk? Hoekom dan die nut aan mannetjies en wyfies om die diereryk te herbevolk? Want dit was 'n universele vloed. Die 9de saak wat ek wil noem is die herhaling van uitdrukkings in die oorspronklike teks. Die Bybel gebruik uitdrukkings soos almal, alles, onder die ganse hemel. In die Engels hou ek van die uitdrukking the face of the earth. Hulle praat van die aangesig van die aarde as jy dit direk moet vertaal. Maar dit is letterlik die ganse sigbare planeet. Dis die uitdrukkings wat gebruik word. En as jy nou gaan kyk na een van die baie bekende Hebreëse woorde is kol, wat beteken alles of almal. En nou sê die ouens, ja, maar kol is nie altyd alles of almal nie. En ons weet, as jy na die Bybel toe gaan, almal is nie altyd almal nie. Alles is nie altyd alles nie. Maar hoe weet jy dan? Jy kyk na die konteks. Jy kyk na die verhaal. Jy kyk na wat dit behels. En dan, wanneer dit die geval is, dan wil ek vir u sê, die konteks in ons verhaal dui baie duidelik aan, dit was die hele aarde. Al die berge, al die diere, alles is hier, alles. Vers 19, die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. In Genesis 6 tot 9, het ek vir u gesê, nagenoeg 60 keer, letterlik die uitdrukkings en die woorde wat gebruik word, om aan te dui, alles is vernietig. Alles is dood. Alles onder die ganse hemel, wat 'n lewensgees in het, wat 'n asemhaal het vergaan in die ark. Die 10de ene wat ek wil noem is die gebruik van Hebreëse woorde. Daar's woorde wat gebruik word vir die aarde. Nou dis baie tegnies en ek gaan hier nie vermoei met die tegniese kwessies nie. Daar's 'n woord wat gebruik word vir land, soos in die land Suid-Afrika. Daar's 'n woord wat gebruik word vir die land, soos die land wat jy moet ploeg. Daar's 'n woord wat gebruik word vir grond. Daar's 'n woord wat gebruik word vir stof. Daar's eintlik net 2 woorde wat al hierdie vertalings behels. 2500 keer word die een woord gebruik en die ander ene is, ek dink 225 keer. Maar as jy gaan kyk na die konteks en die gebruik van hierdie woorde en jy doen 'n woordstudie van ons gedeelte, en ek wil weet jy dit raak dan baie tegnies of grammaties, gaan nie daarmee vermoei nie, dan is dit baie duidelik dat Genesis 6, 7, 8, 9 vertel vir ons van 'n universele vloed. In geen geval dui die konteks op 'n beperking geologies of geografies nie. Daar's niks te sien van of te sê van net 'n plek of net vir 'n sekere area nie. Niks daarvan nie. Inteendeel, al die woorde is vir oral. En dan ook die Hebreëse woord wat gebruik word, die 11de punt wat ek wil noem, die Hebreëse woord wat gebruik word vir die woordjie vloed. Weet jy, hierdie woord Mabul is 'n Hebreëse woord wat eintlik net 2 keer in die Bybel in die Ou Testament voorkom. Dis hier in hierdie gedeelte waar hy 'n paar keer genoem word, want dit gaan oor die vloed. En dan word hy een ander keer in Psalm 29 vers 10 gebruik. En jy kan gaan kyk, die konteks is baie duidelik. Hy praat van die vloed. Dan verwys hy na Noag se vloed. En is interessant dat hy ook die bepaalde lidwoord gebruik. Die vloed, om te praat van, daar was net een so vloed. Nog nooit was daar weer so vloed nie. Daar sal ook nooit weer so vloed wees nie. Dis die vloed waarna hy verwys. Dis die sonvloed. Daarom die Griekse vertaling van die Ou Testament, dis nou die Septuaginta, en ook die Nuwe Testament, praat van, en nou gaan julle weet waar kom die Engelse woord vandaan, want die Griekse woord is kataklysmos. Dit klink amper soos cataclysm, waarvan ons kataklysme vandaan kry. Dis 'n wêreldwye chaos. 'n Kataklysme is, hierso is iets wat alles verander het. Dit word slegs gebruik in Genesis 6 en in Psalm 29 vers 10 ook in die Septuaginta. Spurgeon, ons ken al vir Spurgeon, ons vertrou vir Spurgeon. Hy skryf oor die gedeelte en hy sê, if Moses had meant to describe a partial deluge, seker maar, deluge. Ek word altyd aangepraat oor my uitspraak van die Engels. Deluge. Dis 'n vloed of 'n stort, vloedreën. If Moses had meant to describe a partial deluge upon only a small part of the earth,
He used very misleading language. But if he meant to teach that the deluge was universal, he used the very word which we might have expected that he would use. Spurgeon sê, kyk na die woorde wat wat Moses gebruik het. Hy het gepraat van die universele vloed. Die laaste punt wat ek wil noem is die getuienisse van Jesus en die getuienisse van Petrus. Beide Jesus en Petrus, Matteus 24 en in 2 Petrus 3, praat van die vloed van Noag, en dan word daar baie sterk implisiet verwys na hierdie vloed, wat 'n voorloper is van die uiteindelike oordeel van God, aan die einde van die dae. Die vloed wat 'n oordeel van God is, en dan aan die einde van die dae. En hulle verwys daarna as 'n wêreldwye vloed, want dit was 'n wêreldwye oordeel. Net soos wat God se wederkoms en die oordeel saam met die wederkoms, gaan 'n wêreldwye oordeel wees. Dit gaan nie 'n plaaslike, of net vir 'n sekere nasie wees, dit gaan vir almal wees. Dis genoeg Bybelse, as jy die Bybel lees en dink, logies, wetenskaplik dink oor hierdie kwessies, so ek sê, daar's genoeg feite op die tafel om te sê, dit kon nie net 'n plaaslike vloed gewees het. Buite Bybelse bewyse gaan ek net vinnig noem. Daar is meer as 200 kulture in die wêreld vandag, wat hulle eie weergawe van die vloed het. Ek het al met u gepraat oor die Babyloniese vertelling van Gilgamesh. Dis mites wat oorvertel word. Nou wil ek net vir die vinnig dis verskillende, party van hulle baie vreemde konsepte wat hulle oorvertel, maar al hierdie verskillende kulture, oor die 200 kulture vandag, reg oor die wêreld, van Suid-Amerika, Suidelike Afrika, hulle praat so, dis 'n redelike ou bron wat hier geskryf het, dit is so tussen hakies van ons is in Genesis, wat hulle praat van die Hottentotte in Suid-Afrika, so dis nog die ou Boesmans, wat woorde wat ons nie eens meer gebruik nie, maar hy sê, onder die ou primitiewe mense, was daar 'n vertelling van 'n vloed. Nou sommige verskil, maar hier is die ooreenkomste, en daar is ons navorsing gedoen oor al hierdie verskillende vertellings. 88% van al hierdie vertellings beskryf 'n gesin, 'n spesifieke gesin wat uitverkies is om behoue te bly. 70% van hierdie vertellings sê die oorlewing het gebeur deur 'n boot. 'n boot of 'n skip of 'n boks, iets wat gedryf het. 70% van al hierdie kulture. 95% van hulle, die oorsaak was 'n vloed. Dit was die ramp, dit was 'n vloed. 66% van hulle sê dat die ramp te wyte is aan die mense boosheid, so sondigheid, mense ongehoorsaamheid aan die gode, want dit was nie Christelik nie, dit was sommer allerlei kulture, maar hulle goddeloosheid, hulle boosheid. 67% van hulle teken aan dat diere ook gered word. So daar was diere saam met hierdie gesin wat behoue gebly is. 57% van hulle beskryf dat die oorlewendes op 'n berg geland het of beland het. En dan baie van hierdie verslae noem ook spesifieke voëls wat uitgestuur is om te kyk of die vloed nou al gesak het. Party van hulle sê dit was 'n van die verhale het gepraat van 'n wat is hier suikerbekkie wat uitgestuur is. Nou sê die skrywer, suikerbekkie kan nie baie ver vlieg nie, so dit sal nie 'n baie goeie voeltjie wees om uit te stuur nie, en hy gaan nie onmoontlik ook nie terugkom nie, maar as hy nie sitplek kry nie, sal hy seker maar terugkom. Nou ja, as jy die feite weer eens op die tafel sit, vriende, is dit duidelik. Die Bybel is waar. Die vloed was universeel. Nou, dis al wat ek tot hier gaan sê, maar ek wil net dit noem, geestelik. Weet jy wat impliseer? Wat is die toepassing daarvan? As jy in Noag se tyd geleef het en hierdie vloed tegemoet moes gaan, waarheen kon jy vlug? As dit 'n universele vloed was, waarheen kon jy vlug? Daar's maar een veilige plek gewees, en dis binne in die ark. Nou wil ek die toepassing maak wat die Bybel maak. As die vloed van Noag, wat 'n voorloper was, net 'n teken, 'n beeld, 'n skaduwee as jy wil, van die oordeel van God wat aankom is, dan is dieselfde vraag net meer relevant. Waarheen sal jy vlug? En die Bybel vra die vraag. Waar kan ek vlug van u aangesig weg? As die oordeelsdag aanbreek, waarheen sal jy vlug? Dink vir jouself. Dit moet mos 'n verskrikking wees.
vir iemand wat nie reg is met God nie, om God se oordeel tegemoet te gaan en te weet, ek is op my eie. My geregtigheid is nie genoeg nie, maar waarheen sal ek vlug? Bring ons by die tweede vraag, en ek moet my haas. Is die vloed wetenskaplik moontlik? Met ander woorde, as jy gaan sit en praat met 'n ou wat baie slim is, ons spot altyd dan sê ons die ouens met die dik brille, né? As jy met 'n ou gaan sit wat dik brille dra en hy's baie slim, baie geleerd, fisikus of 'n geoloog of wat ook al, is die vertelling, die Bybelse vertelling van die vloed, is dit wetenskaplik verantwoordbaar? Kan dit staan in die aangesig, of bly staan in die aangesig van kritiek? Die regte vraag wat gevra word. Ons het gelees in vers 19 weer eens, die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. Weet jy wat is een van die grootste kritieke of kritiese uitsprake van die slim ouens? Hulle sê, in die eerste plek, waar gaan jy al die water kry? Ons het 'n antwoord daarvoor. In die tweede plek sê hulle, die gewig van die water wat nodig is vir 'n wêreldwye vloed, sal die aarde eintlik in homself vernietig. Dit sal te swaar wees, wat eintlik glad nie sin maak nie, want die aarde het verander. Die aarde het amper soos 'n rosientjie geword. Dis waar ons berge en ons skeure en al hierdie goed vandaan kom. Nou, die vloed, daar het baie goed is gebeur in hierdie vloed. Eenvoudig gestel, wil ek vir u sê, as die vloed 'n wêreldwye, jaarlange, bietjie langer, maar 'n jaarlange, katastrofiese gebeurtenis ongeveer 4.500 jaar gelede plaasgevind het, soos wat Genesis vir ons vertel, dan is dit baie redelik om tot 'n gevolgtrekking te kom en te sê, wel, as dit so is, dan moet daar wetenskaplik bewyse wees, vandag nog, van veranderinge wat plaasgevind het as gevolg van die vloed. Is dit so? Is daar sulke dinge? Nou hier is die saak, ek gaan 'n paar goed vir u lees. Daar moet getuienis wees van erosie deur baie water. Erosie. Wat plekke verander het in so 'n mate dat jy sê, hier moes op 'n stadium baie water, baie vinnig geloop het. En die maklikste, ek kan vir u ure lank besig, ons het nie ure nie, so gaan vinnig net noem. Die baie bekende Grand Canyon in Amerika, die Rocky Mountains, dis die bergreeks. Daar loop 'n rivier, nou ek het hier die naam van die rivier het ek ongelukkig nie saamgebring, maar hy loop deur die Rocky gebergtes, en hulle sê, miljoene jare, sê die dom ouens, het hierdie rivier geloop, en hy het toe nou die Grand Canyon gebring tot waar hy vandag is. En die feit van die saak is, waar die rivier begin en waar hy die Grand Canyon gemaak het, moes die rivier opdraande geloop het vir miljoene en miljoene jare. As jy geografies gaan kyk na die canyon, die Grand Canyon, dan was dit eintlik 'n dam en hy het gebreek, soos wat 'n mens 'n damwal bou op die strand met seesand, en op 'n stadium raak die water te veel en die krag word te erg, en op 'n stadium breek die swakste punt van jou wal, dan maak hy vinnig 'n deurloop. Dis wat gebeur het met die Grand Canyon. My theorie, ek het dit nog nêrens gelees nie, van die ouens wat se navorsing ek lees is altyd van Amerika of Europa of iewers, maar dis my mening, dat ons geliefde Meyringspoort, waar dink u kom hy vandaan? Die rivier wat daar loop, het selfs in die ergste vloede wat ons oor die afgelope 100 jaar of wat gehad het, nog nooit so geloop, dat hy die Meyringspoort kon hou nie. Maar gaan kyk mooi, daar's 'n kolk, daar's 'n wasbak, wat die Karoo vorm. En daar's twee plekke waar hy deurkom. Dis hoekom, wat is die plek waar die groot vloed was in 81, daar in die Karoo? Lynsburg, hy loop deur, want hy's deel van die kom, maar dan kom die Buffelsrivier, is wat daar afkom, en dan loop hy deur by Meyringspoort, en daar's ander plekke ook. Dis wat gebeur het. Daar is bewyse vandag, dat daar op 'n stadium baie water was, en dit het vinnig deurgebreek. Erosie. Dan praat jy van sedimentasie, wat veroorsaak het plante, diere, allerhande dinge wat gevrek het in die vloed. Sou met die afsla, met die laag wat gevorm is, sou dit fossiele word,
Dit sou hard geword het soos modder en klei naderhand op plekke, afhangende van wat is die samestelling daarvan, dit sou verhard het, en dan kry jy die fossiele, wat ons vandag nog kry. Nou is dit interessant. Het jy geweet, hulle kry verskillende soorte diere in die ys van die pole, veral die Noordpool, waar daar basies op 'n baie vinnige, skielike manier diere gevries is. Dit was heel moontlik net na die vloed wat die ding plaasgevind het, presies hoe dit gebeur het, weet ek nie. Hulle sê, hulle het van die oer-olifante gekry, wat nog gras in sy bek het, terwyl hy gevries is. Geoloë, wat die skepping, wat die Bybel glo, meen, die vloed sou presies nagelaat het, dit wat ons vandag op aarde sien. Die ouens wat nie die Bybel glo nie, sê die verskillende laag wat jy kry, en as jy al ooit deur die Baviaanskloof gery, dan sien jy sommer hier by ons, naby, die laag wat daar is. Dit lyk amper bloot asof iemand modder gevat het, saam met 'n klomp water, in 'n emmer of in 'n deurskynende houer, geskit het, en as dit gaan sak, as jy hom neersit en hy sak, dan sak hy in lae. En dis die laag wat jy kry, oral in die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, oral in die wêreld. Daar sou definitiewe, duidelike, bewese feite wees van 'n vloed oral op aarde. Nou sekulêre geoloë, dis die liberale, nie Bybelgelowige ouens nie. Hulle sê, dit was miljoene jare wat hierdie laag gevorm is, want hulle sê, dit is so en so tydperk, en dit is miljoen jaar later, en dan speel hulle sommer met miljoene, asof dit niks is nie. Maar wat hulle nalat om te noem, is dat daar ook fossiele gekry word, wat dwarsdeur, partykeer meer as 1, meer as 2 van die lae gevind word. Hoe verklaar jy dit? Wel, ons het 'n verklaring. Daar was 'n vloed. Nagenoeg 4.500 jaar gelede. En die vloed was wêreldwyd. En dit het gemaak dat ons hierdie laag vind oral op die aarde, en dan ook die fossiele wat daarmee saam. As die vloed die meeste van die fossielagtige sedimentiese laag of sedimentêre laag reg oor die wêreld geproduseer het, dan kan daardie laag nie die gevolg wees van miljoene en miljoene jare nie. Dit het gebeur in 'n kort tydperk, soos wat jy sal kry wanneer jy modder laat droog word. Hier is weer 'n paar dinge wat ek wil noem. As ons praat van die wetenskaplike verantwoordbaarheid. Ek gaan weer net 'n paar goed noem. Die doel van die vloed. Dit was om God se toorn uit te druk. Dit was om God se, daar was 'n ras, ons het gesê daar was 'n ras wat God wou uitwis, en heel moontlik die vermenging van die demone met die mensekinders, ons het gehoor gepraat. Dit was 'n goddelose, uiters goddelose tyd. Gewelddadig. Dit is pervers in sy ergste graad. God se toorn. Dit was bedoel om die oppervlak van die aarde, en ek haal aan uit die Bybel, te vernietig. Die Bybel sê in 2 Petrus 3, God wou die aarde vernietig. Om skepsele uit te wis, Genesis 6 vers 7 en 6 vers 17. En daarom is dit nie 'n vreemde gebeurtenis, dat jy oral op die aarde die bewyse daarvan sal kry nie. Weet jy, hulle sê, geoloë, en ek het nou geoloë gevind, wat wetenskaplik omgaan met die dinge, en sê, die Bybel is die enigste bron wat jy kan glo. As jy 'n kataklisme het soos wat die vloed moes wees, dan sal dit gepaard gaan met radikale transformasie van die oppervlak van die aarde. Daar sou aardbewings, tsunamies, al hierdie goed sou plaasgevind het as gevolg van die geweldige druk en spoel van massas water, heeltyd, heen en weer. En die Bybel sê dit, die Bybel beskryf dit. 2 Petrus 3 vers 6 sê, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Die wêreld is net nooit weer dieselfde na die vloed nie. Dis 'n baie ander wêreld wat ons nou het as voor die vloed. Tweede ding wat ek wil noem is die bron van hierdie waters. Waar kom al die water vandaan? Weet jy, die Hebreëse woorde wat gebruik word in Genesis 7 vers 11 is nogal redelik belangrik. Hy praat van al die fonteine van die groot watervloed is oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. Die watervloed verwys gewoonlik na die see, maar is water wat van onder af gekom het.
En die sluise van die hemel beteken nie daar sluise in die hemel iewers nie. Dit beteken God het dit so laat reën. Daar was heel moontlike tipe van 'n yslaag, daar's teorieë. Ons weet nie, ons sê nie dit is so nie, maar God het dit beskik dat hierdie sluise oopgemaak is. Dit was 'n stortvloed. En dan hierdie ondergrondse water, as die Bybel sê is oopgebreek, die fonteine het oopgebreek. Dis 'n woord wat gebruik word in Numeri 16:31 toe Korag, Datan en Abiram die aarde geskeur het en hulle ingesluk het. Dieselfde woord wat daar gebruik. Dis dieselfde woord wat gebruik word in Rigters 15 vers 19, toe God uit 'n rots vir Samson water gegee het. Selfde woord in Sagaria 14 vers 4 waar daar voorspel word dat wanneer die Messias kom en hy sy voet op die Olyfberg gaan sit, dan gaan daar 'n skeur in die Olyfberg kom van oos na wes. En dit sal Jerusalem kloof om 'n vallei te vorm by die wederkoms van die Here Jesus. Dis wat geskeur het en die water het van onder af opgekom. Genesis 7 vers 12 verwys na die sluise van die hemel. Nou, dis maar net om te sê, dit was nie 'n lente reentjie nie. Dit was nie net 'n aanhoudende reën soos wat ons die afgelope tyd gehad het. Daai eerste 40 dae was dit soos 'n wolkbreek aanhoudend vir 40 dae. Die taal wat gebruik word impliseer duidelik aardbewings, die seebodem wat oopgebreek het, onder water, onder die see aardbewings wat tsunamies tot stand gebring het. In die eerste ruk toe die water nog nie alles toegemaak het nie, was daar tsunamies wat die aarde geskeur het en stormagtige dinge veroorsaak het. Alles sou lei tot ondenkbare vernietiging. Dit was 'n kataklisme soos wat jy nog nooit gesien het en wat nie weer sal plaasvind deur water nie. Dink saam met my oor die opkoms van die waters. Nou ek het al reeds gesê, die waters was nie die eerste dag al so hoog as wat dit was nie. Die 40ste dag het die ergste reën opgehou, maar van die begin af, toe die fonteine oopgebreek is, het die waters voortdurend gestyg en later die oorrand oor die land gehad. Genesis 7 vers 18 tot 20 het ons dit gelees. In die tussentyd, tsunamies wat die land getuister het, en die erosie, hulle praat van geërodeer, groot woord, geërodeer het, na mate hierdie vloedwater die oorhand gekry het oor die aarde, is die aarde vernietig, gestamp. Ons weet hoe die kus onlangs verander. Wanneer was dit in Augustus? Wanneer was die groot, was in September maand, net toe hier by ons soveel skade gemaak, eintlik die hele kus hier in Suid-Afrika. En daar's nou nog brûe en sekere van die jetties wat vernietig is, deur 'n hoë gety, dit was 'n buitengewone hoë, dit was die equinox, en dit was 'n storm op see. Nou kan die ding met 'n wêreldwye vloed. Dit was 'n verskriklike, kataklismiese gebeurtenis. So die opkoms van die water, daar sal op enige gegeewe tyd gewelddadigheid wees op die aarde, en daar sal hier en daar 'n stil plekkie wees. Maar in so vloed is die water die heeltyd besig om te beweeg. Daar's geen stilte eintlik wêreldwyd nie. Die beweging van hierdie waters word beskryf, as jy dink aan die oorstromingsstadium, toe die water gestyg het, die resessiestadium, toe die water teruggetrek het. Bewegende water maak skade. Maak nie saak waar hy loop nie, hy maak skade. En nou word sekere dinge gedeponeer. Jy sien partykeer 'n stomp wat in die see uitspoel, dan kom hy van 200 km rivier op, het die stomp saam met die water gekom met 'n vloed, en dan word hy in die see ingegooi. Hy gooi hom daar waar hy gaan lê, met die vloed presies dieselfde. Die Hebreëse werkwoorde van Genesis 8 vers 5, dui eintlik aan 'n heen en weer beweeg, soos wat die water beweeg het. Daar was gedurig deur 'n beweging, en dit word beskryf ook met die vlieg van die kraai wat Noag uitgestuur het. Heen en weer gevlieg, en toe het hy teruggekom, want hy kon nie 'n plek kry om te sit die eerste keer nie. Daai heen en weer is wat die water gedoen het, selfde woord wat hy gebruik. Met die erosie, die sedimentasie, in die tyd toe die water gesak het, daar het jy gekry wat vandag eintlik vreemde verskynsels is. Nou ek gaan vir 'n paar goed noem, julle kan dit gaan opsoek. Daar was skulpe gevind in die hoogste piramides in Egipte. Skulpe. Daar word skulpe gevind op die hoogste bergpieke in die Andes. Hoe het dit daar gekom? Hoe kon dit gebeur?
Wel, ek het 'n teorie. Daar was 'n vloed. 4.500 jaar gelede. Nou klink ek net soos Kent Owen. Daar's baie dinge toe te skryf aan hierdie vloed wat alles verander het. Geologiese bewyse is legio in ons wêreld. Ek het al foto's geneem. By die see, daar aan die ander kant Hermanus, het ons baie mooi rotse gesien. Jy sien dit by Stormsrivier, jy sien dit in die Baviaanskloof, oral waar ek kom, waar jy klipformasies sien wat lyk soos lae op mekaar, maar dit lyk of dit gevrommel is. Raai wanneer het dit gebeur? Dit was nie miljoene jare nie. Dit was na die vloed. Daar's 'n rede daarvoor. Daar's bewyse daarvoor. Daar's geologiese, is amper soos 'n vingerafdruk. Daar's bewyse van 'n vloed, as jy dit maar net wil sien. Dan die afmetings van die ark natuurlik. Nog 'n bewys dat dit wetenskaplik verantwoordbaar is. Weet jy, wetenskaplikes kyk daarna en hulle sê die ark se afmetings is die beste wat jy gaan kry vir 'n vaartuig wat moes dryf en wat mense moet behou, mense en diere moet behou. Sy lengte, breedte, hoogte, jy gaan nie beter as dit kry nie. Die afmetings is maksimum stabiliteit, maksimum sterkte met die beste gerief om iets te bewaar. Dis wetenskaplik verantwoordbaar. Vra die vraag. Dis hoekom hierdie ouens 'n ark gaan bou het in Amerika teen 'n koste van $150 miljoen. Hulle wil vir die mense wys, dis hoe dit lyk. Dit kan werk. Dit kan gebeur. Die ligging van die tuin van Eden is 'n laaste dingetjie wat ek ook net is voorlaaste een wat ek wil noem hier. Weet jy dat baie mense vra, maar waar is die tuin van Eden? Waar het hierdie nou plaasgevind? Nou, as jy kyk na Genesis 2 vers 10 tot 14, praat hy van die tuin van Eden waar daar 4 riviere uiteenloop. 1 rivier loop uit Eden en het gevloei in 4 riviere wat hy verdeel. Nêrens op aarde gaan jy vandag dit kry nie. Dis nie omdat God die tuin van Eden weggesteek het of vandag nog steeds op een of ander mistiese manier maak dat mense nie daar kan kom. Hy is nie meer daar nie. Die wêreld het verander. Inteendeel, as jy gaan kyk na Mesopotamië vandag, dis nou in Turkye, né? Daar's 2 riviere, die Tigris en die Eufraat. Hulle begin op 2 verskillende plekke. Dis waar die ouens sê waar die tuin van Eden was. En ek stem saam, dit was heel moontlik daar rond. Maar daar's 2 riviere, die Tigris en die Eufraat, wat nie eers op dieselfde plek begin nie. So dit kan nie wees, soos wat Genesis 2 sê nie. Beteken dit die Bybel is dan nie waar nie? Nee, dit beteken die wêreld het verander na die vloed. Dit beteken die vloed het die gesig van hierdie aardbol verander. Drasties verander. Die feit dat daar vandag die Tigris en die Eufraat is, en voor die vloed ook 'n Tigris en die Eufraat was, is nie te sê, dis dieselfde riviere nie. Dis dieselfde as wat ons in Newcastle en KwaZulu-Natal het, en daar's in Newcastle eintlik in Engeland, in Brittanje. Dit beteken maar net, die ouens wat uit die vloed uitgekom het name gegee soos wat hulle gedink het en gereken dit moet wees. Maar dink aan die detail, vriende. Weet jy, die Bybelse vertelling is so gedetailleerd. Ons praat van die lugkwaliteit op die ark in die laaste plek. Ventilasie is 'n krisis as jy praat van iets soos die ark. Temperatuur is 'n krisis as jy praat van iets soos die ark. Praat nou met enige boer wat batteryhoenders het. Dit kan fataal wees as jy jou somme nie regmaak nie. Maar God sê vir Noag, bou die ark so, sorg dat daar 'n opening is, want die ventilasie is belangrik, vars lug is belangrik, verkoeling is belangrik, en al hierdie dinge was voldoende met die bou van die ark, die plan wat God vir Moses gegee. Trouwens, die digtheid van die diere was nie naaste by, soos byvoorbeeld wat ek nou genoem het, batteryhoenders nie. Die digtheid van die diere was baie minder. Heeltemal wetenskaplik moontlik. 'n derde vraag vinnig, want ek sien die tyd het ons ingehaal. Hoe kon al die diere in die ark pas? Hoe kon al die diere in die ark pas? Vers 23, ons het gelees, so is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af, en net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. Hoe het alles op die ark gepas? Volgens die Bybel was die ark die enigste veilige hawe, die enigste veilige plek vir al die landdiere, dit is wat asemhaal, en vir al die voëls. Nou is 'n grappie wat hulle altyd vertel. Dan sê hulle,
Noag se seuns het by hom gekom. Toe sê hulle, Noag, pa, ons wil gaan vis vang. Maar hoeveel visse mag ons vang? Toe sê Noag, jy kan vis vang, soveel as wat jy wil. Die probleem is, jy het net 2 wurms. Dis maar net vir die ouens wat nog wakker is. So, tydens die jaarlange wêreldwye vloed, het Noag en sy familie, dis nou baie mooi wat uitgebeeld word in hierdie pretpark in Kentucky, hoe dit moontlik kon wees om vir die diere te sorg, hoe die plek ingedeel kon word om al die diere se kos en al die diere se plek, se ruimtes vir hulle te gee, sodat hulle selfs op hok kon staan, genoeg spasie, prakties met die 3 verdiepings, alles perfek, vir kos, water, skoonmaak agter hulle, dis wat Noag en sy seuns en hulle vrou heeltyd gedoen het op die aarde. En nou vra u dalk, van hoeveel diere praat ons? Navorsers reken 'n maksimum van 7000 diere kon op die ark gewees het. En toe gaan sit die ouens en hulle kyk, onlangse studies, as jy kyk na die totale aantal lewende en uitgestorwe soorte landdiere, dit beteken, Noag het nie van elke soort hond een gevat nie, hy het net 1 hond, mannetjie wyfie, 1 soort hond, 1 soort perd, 1 soort olifant, 1 soort, dis die soorte, dit het ons nou al gesê. As jy gaan kyk na al die verskillende soorte, landdiere en vleiende, dis nou die voëls en wesens, daar's ander goed ook wat nog kon vlieg, heel moontlik, 1398. So dan bring dit vir jou met die, as ek nou die Grieks kan gebruik, die worst case scenario, die ergste moontlike scenario, bring jou op 6744 diere. Wat beteken, daar's oorgenoeg plek op die ark vir al die diere. Ek wil net vinnig noem, en ek moet nou afsluit, en ek gaan nou afsluit. Sommige reken, en ek is een van hulle wat sê, dit mag dalk so wees, ons weet nie, die Bybel sê nie alles wat gesê kan word nie, hy sê alles wat nodig is om te weet. Dit is moontlik, dat God die diere kon laat hiberneer. Is moontlik. Sommige ouens sê, dit sou oplossing wees, selfs sonder hibernasie. Ek het goeie wetenskaplike stof gelees, wat sê, hibernasie sou dit definitief makliker maak, maar dit was nie noodsaaklik nie. Daar was genoeg kos en genoeg plek vir die diere. Dit sou nog net makliker gewees het vir verskeie redes. Laastens, ek wil by my laaste vraag kom. Wat kan ons hieruit leer? Nou daar's baie ander vrae. Hoor, vra. Kom na my toe met vra. Vra. Kry julle antwoorde. Die Bybel wil jou vrae beantwoord. Maar wat kan ons hieruit leer? Ek wil vir u net vinnig 'n paar goed noem. In die eerste plek, die erns van die oordeel van God. As jy dink aan die realiteit wat gebeur het, ek kan nie sê daardie dag nie, want dit was oor 'n hele tydperk, maar as jy dink aan die realiteit van 'n wêreldwye vloed, kan jy jouself indink. Dis iets verskriklik, vriende, as 'n vloed 'n stad moet tref. Gewoonlik is dit die klein plekkies wat swaar kry, en die afgeleë plekkies wat verspoel, en jy weet, mense wat bietjie te naby aan die riviere bou. As jy 'n universele vloed het oor so 'n lang tydperk, dit is 'n angswekkende saak waarvan ons hier praat. Mense wat skree en aan stompe vashou en probeer doen wat hulle kan, en met diere ook nog moet veg vir 'n vaste plekkie iewers terwyl die water die oorhand kry. En al sou jy die beste vlot kan bou wat jy vinnig in haastigheid bymekaar kan kry, hoe lank gaan jy oorleef sonder kos? Hoe lank sal jy kan uithou? Dit was 'n aaklige, skrikwekkende, vreesaanjaende gesig. Vers 21, alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe. Nie almal op een dag nie. Alle vlees het weggesterwe. Die voëls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel en al die mense. God se oordeele is ernstig. God se oordeele is vreeslik. Dis hoekom die Bybel sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Maar ons wil ook kyk na God se waarskuwing. Weet jy hoe het God in Noag se tyd gewaarsku? Met sy woord. Hy het vir Noag gesê, Noag, sê vir die mense, hier kom 'n vloed. Waarsku hulle. En as hulle vir Noag gespot het, en hulle sien hy bou die ark,
dan het hy gepreek. Hy was 'n prediker van geregtigheid. Hy het die woord gehad, dis al. God het nie met sy vinger in die lug geskryf of wonderwerke gedoen of snaakse goed aangevang om mense te waarsku. Hy het sy woord gegee en hulle moes op sy woord, moes hulle sy waarskuwings aanneem en in die ark ingaan. Die deur het oopgestaan, enige een kon ingaan, niemand wou nie. Sy woord, dis al. Die mense moes reageer op die woord van God, dis al. Nou dis die kwessie, vriende, vandag nog, wat het ons? Wat het ons vandag wat ons waarsku teen God se komende oordeel? Teen die oordeel. Daar was 'n vloed, maar hier kom die oordeel. Daar's net een oordeel waarvan die Bybel praat wat nou nog moet gebeur. Is hierdie oordeel wat God gaan stuur. Tussen al die kleintjies is daar die groot oordeel. Wat is daar wat ons waarsku? Die kwessie is die woord van God. Wat het ons om mense te oortuig? Die woord van God. Daarom maak ons die Bybel oop en ons preek die Bybel. Daarom maak ons die skrif oop, ons sê so sê die Here. Nie my vermoë, my persoonlikheid, my welsprekendheid, dit het ons laasweek oor gepraat, gaan mense oortuig nie, maar die woord gaan mense oortuig. Dis wat hulle het. By geleentheid is die ryk man in Lukas 16. Jesus vertel self. Hy sê, toe sê Abraham vir hom, Lukas 16 vers 29, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. So die ryk man sê, ek het broers, waarsku asseblief, anders gaan hulle ook in hierdie plek kom. God sê, Abraham sê vir hom, hulle het Moses en die profete. Wat is dit? Hulle het 'n Bybel, hulle het die woord van God, laat hulle na die luister. Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer, sê die ryk man. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Sien nie watter fenomenale gewig word gegee aan die woord van God. As iemand na die Bybel nie luister nie, sal hy nie gered word nie, maak nie saak wat jy doen nie. Mense in ons dag sê, maar hy moet wonderwerke sien, dit sal hom help. Hy moet hoor, Jesus is lief vir hom, hy moet die Bybel hoor. Hy moet hoor, daar kom 'n oordeel. Hy moet hoor, God se oordeel is op pad, hy beter hom bekeer. Dis wat mense moet hoor. Die waarskuwing moet duidelik wees. Ons moet God se openbaring, God se woord aan mense gee. Sy oordeele is op pad, die boel van vuur, die wit troon oordeel, praat oor hierdie dinge. Moenie vra vir tekens en wonderwerke nie, vra na die woord. Maar dan, daar was een plek van veiligheid. Vers 23 sê, soos dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af, en net Noag het oorgebly, en wat by hom in die ark was. Die enigste veilige plek was die ark. Verstaan jy die implikasie daarvan? Op die ganse aarde was daar net een veilige plek, en dit was in die ark. In die ark. Mag God deur die Heilige Gees die waarheid van sy woord in ons harte druk, sodat ons die evangelie van die Here Jesus sal verkondig, en dat mense God se ark vandag, dis die Here Jesus, kan sien. Hy moet dit by mense tuis bring. Sondaars het nodig om te hoor, daar is net een veilige plek, en dis in die Here Jesus. Jesus het gesterf vir sondaars. As jy net bereid is om te erken, jy's 'n sondaar, kan jy kom. Neem dit in geloof aan, kom na hom toe. Dis die enigste plek waar jy veilig gaan wees. Want in die oordeel, vriende, gaan daar, en dit gaan 'n verskriklike oordeel wees. Hierdie keer nie met water nie, hierdie keer met vuur. En daar gaan net een veilige plek wees. In Jesus. In God se ark. En daarom moet ek vir jou vra, is jy in God se ark? Is jou vertroue in die Here Jesus? Of is jy een van die ouens wat nog staat maak op jou eie goed, en sê, wel, ek is nie 'n slegte mens nie, waarvan moet ek my bekeer? Ek doen nie eers erge sondes nie, en ek dink ek is goed genoeg. Jy's op 'n gevaarlike plek. Jy het 'n kleed van geregtigheid nodig wat nie jou eie is nie. Jy het 'n ark nodig om jou te beskerm. Jy gaan nie aan jou stomp kan vashou nie. Jy gaan nie kan oorleef in die oordeel van God nie. Jy moet na die ark toe vlug, en die ark is Jesus. Jesus, die enigste plek van veiligheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike, maar 'n vreesaanjaende gedeelte wat ons lees. Interessant, maar in 'n sekere opsig ook skrikwekkend.
En as ons mooi daaroor dink, is dit 'n waarskuwing van u kant af, wat beteken, u genade is nog daar. U genade roepstem gaan uit oor die oseane van hierdie wêreld. Dit gaan uit oor die lengte en breedte van ons land en van die wêreld, om sondaars te roep tot bekering, om te sê, kom na die Here Jesus, bekeer jou, glo in hom, vertrou in hom, dan sal jy gered word. Ag Here, hoe moeilik is dit vir ons? Inteendeel, die Bybel sê, dit is onmoontlik vir ons om ons eie toestand te sien. Sal u ons wys dat ons skuldig staan? Sal u ons oortuig van ons ongeregtigheid, sodat ons na u kan vlug? Maar ek wil afsluit deur te sê, dankie vir die ark. Dankie vir u Seun, Jesus Christus, waarheen ons kan vlug om veilig te voel. Waarheen ons kan vlug vir beskutting. In hom is ons veilig. Daarom sing ons, daarom preek ons, daarom sê ons vir mense, kom na die Here Jesus, kom nou. Dankie vir u genade. Amen.